dat ons oog gefestig kan hou op Jesus. Hy is die volëinder van ons geloof. Baie dankie vir hierdie voorregte wat ons het in die naam van die Here. Ek bid vanmôre, seën elke hart, seën elke lewe in hierdie plek. Here, U moet verheerlik word in en deur ons. Here, ek wil my hand opsteek saam met die mense hier en sê, Here, word verheerlik in en deur my. Ek wil my oor oopmaak en ek wil U dank vir U wonderlike genade. Dankie vir die tafel vanmôre. Dankie vir hierdie tafel wat U vir ons gee. Ons vra die seën van die Here oor dit, oor elkeen wat dit gaan gebruik. Laat dit alles sal wees tot U eer en tot U verheerliking. Vader, ons bid dit in Jesus naam en ons sê almal amen en amen. Baie dankie. Ek kan U sitplekkies neem, mag die Here U baie ryklik seën by hierdie geleentheid. En dis 'n voorreg dat ons altyd om die manna kan sit. Die brood van die lewe. Amen. Laat ons week vir week hierdie brood kan breek en dat ons kan sê, Here, dit hou ons aan die gang. Amen. Iemand wat in 'n hongersnood is, gaan dit nie lank maak nie. Maar ek wil jou sê, iemand wat goeie en gesonde kosse eet, hy sal vorentoe gaan en hy sal gesondheid en heerlikheid beleef. Amen. Prys die Here. Rian, ek is so bly vir wat die Here vir jou gedoen het. Mag God jou baie ryklik seën. Ons dank die Here vir guns wat hy gee. Dit kon soveel anders gewees het, maar God se genade oor jou, en ons dank die Here ook daarvoor. Ek gaan vanmôre by die tafel stil staan. Sê amen. Weet jy wat die Bybel sê? En ek wil dit nog vir ouens sê wat so min kerk toe kom. As jy nie deel het aan die tafel nie, het jy nie 'n deel aan Christus nie. Dis wat die Bybel sê, dame. Die Bybel sê dit. Want as jy nie deel het aan dit, het jy nie 'n deel aan die liggaam, aan die dood en die opstanding van Christus nie. Daarom is dit belangrik dat 'n kind van die Here veral so by 'n nagmaalmôre ook moet wees. Ag, dis 'n paar boer amentjies. OK, daar's nou herlewing. Baie dankie. Nou, ek gaan vir u begin lees, en ek gaan met jou 'n paar dingetjies deel, soos die Here op my hart gelê het, en ek gaan lees uit die boek van Jesaja. Jesaja is bekend as een van die groot profete. Jesaja, Jeremia, Esegiel, Daniel is groot profete, en ek het al verduidelik, hulle is nie groot profete omdat hulle groter as die kleiner profete was nie. Hulle het net baie meer geskrywe, dis hoekom hulle groot boeke geskryf het en groot dele van profeseë. Kleiner profete is nie dat hulle klein is nie. Hulle het wonderlike dinge gesê, net soos die groot profete, maar dis sommer net so, laat jy net kennis neem. Verstaan jy dit? Amen. Goed. Ek lees vir u uit Jesaja, en ek gaan net 'n paar versies lees, en dan gaan ek terugkom na die 7de vers. Hy sê, hoe lieflik is op die berge die voete van hom, wat die goeie boodskap bring, sê goeie boodskap, wat vrede laat hoor, en wat goeie tyding bring, sê goeie tyding. Is net hierdie kolletjie wat dit sê. Dankie kolletjie, waardeer julle. Goed, en dan sê hy, wat verlossing uitroep, sê verlossing uitroep. OK, dit klink beter. Wat verlossing uitroep, en wat aan Sion sê, jou God is koning. Hoor jy wagte, hulle verhef die stem, hulle jubel almal saam, want hulle sien vlak voor hulle oë, hoe die Here terugkeer na Sion, breek uit met gejubel,
Almal saam, puinhope van Jerusalem, want die Here het sy volk getroos en uit Jerusalem verlos. Die Here het sy heilige arm ontbloot voor die oë van al die nasies, en al die eindes van die aarde sal dit sien, en die heil van ons God, so sal dit verkondig word. Halleluja. 7de vers. Hoe lieflik is op die berge die voete van hom, wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, en wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep, en wat aan Sion sê, jou God is koning. Die boek van Jesaja is so plus minus 700 tot so 680 voor Christus is die boek geskrywe. Nou ja, wanneer jy na Jesaja kyk en jy blaai deur dit, later aan gaan ek so aanhalingkie maak, en dan sê dit juist dit, dat dit voorspel in die profesie, die geboorte en die lyding wat Jesus gaan hê. So die profeet Jesaja 700 jaar voordat Jesus gekom het, het dinge gesien. Hy het dinge gesê, en hy het geweet, hierdie is op pad. Nou 2 woorde wat ek hier wil gebruik, is naamlik 'n Hebreëse woord en 'n Griekse woord, want wanneer dit kom, wat ons later in die Nuwe Testament gaan kry, wanneer ons praat van die goeie nuus en die goeie tyding, is juist die woordjie uit die Grieks uit, wat sê evangelion. Maar uit die Hebreëus uit, is die deel van Jesaja 52, die 7de vers, wanneer hy praat van, dat hy gaan verlossing uitroep, is die woordjie bezorra. Met ander woorde, bezorra het 'n betekenis van verlossing. Evangelion het die betekenis van dit wat die Bybel sê, daar's goeie nuus en daar's 'n goeie tyding. Nou, kom ek sê dit vir die kerk so by inleiding. Nou moet jy mooi luister. Ek wil hê jy moet weet, dat slegte nuus, of dit goeie nuus ook is, kan jou hele lewe verander in 'n oomblikse tyd. Dit kos net een oproep om jou hele lewe deurmekaar te maak. Of aan die ander kant om jou hele lewe op te lig. Amen. Met ander woorde, daar is 'n baie duidelike deel wat ek so oomblikie met u wil praat in die rigting. Oor 'n woord wat jou lewe kan lig. Maar ook woorde wat jou lewe kan vernietig. Dit is Israel, daar in 14de Mei is die datum 1948, het Israel geen identiteit gehad nie. Hulle het geen blyplek of land gehad wat hulle kon toe-eien nie. Hulle het nie hulle eie plek gehad nie. Israel was versprei gewees deur die ballinge en deur die vervolgings wat hulle gehad het, en reg oor die wêreld het hulle feitelik versprei gelê. Maar luister nou mooi. Op die 14de Mei 1948, toe hang die koppe van die Jode nog. Maar in een nag, op die 15de Mei, toe's daar 'n gejuig in die strate, en hulle dans tot eer van die Here, en in een nag, en in een oomblikse tyd wil ek sê, kry hulle onafhanklikheid, en hulle word erken deur Harry Truman van Amerika as 'n staat. Dink nou net weer daaroor, 14 Mei, hang die koppe.
Daar's niks, vir jare kom hulle. En dan skielik in een nag, dan sê die Bybel in Jesaja 66, as jy dit daar gaan lees, hy sê, kan 'n volk gebore word in een nag? Hy sê, en so het dit gegaan met Sion. Met ander woorde, in een nag van die 14de Mei 1948 tot by die 15de Mei 1948, 'n radikale verandering van 'n neerlaag, van 'n niks tot 'n triomf in die naam van die Here. Dit was in die Tweede Wêreldoorlog. Daar was omtrent, reken hulle, 100 miljoen soldate betrokke by die Tweede Wêreldoorlog, en dit het gekom uit 30 lande. So het hulle dan in die deel gekom van hierdie oorlog. Nou luister, dit was op die 2 September 1945, toe die koerante daai môre uitkom. En toe daai koerante uitkom, toe juig die mense oor die wêreld en hulle sê ons is vry. Wat het gebeur? Jy sien, op die 1 September was daar nog oorlog. En die vrouens lê en die kinders lê en alles hardloop deur mekaar. Maar die volgende oomblik op die 2 September 1945, toe kom die koerante uit, en een koerant het dit so beskrywe. Hy sê, the nightmare is over and a new day had come. Die nagmerrie is verby. Jy sien, op die 1 September 1945 was daar nog oorlog. Mense sterf. Maar op die 2 September, toe sê hulle, daar is nou 'n vredesverklaring. Skielik is die oorlog verby. In een dag, wil ek sê, het die druk en die trane en die pyn wat hulle beleef het reg oor die wêreld. My pa, my ma was daai jare in die oorlog gewees en hulle was betrokke by hierdie dinge gewees, maar in een nag se tyd toe verdwyn die pyn en die trane en die seer en die hele wêreld steek die hande op en sê, ons is vry, ons het nou 'n vrede weer gekry. Halleluja. Nou wil ek vir u sê, in die Hebreëse woordjie wat hier gebruik word in Jesaja, is die woordjie bezorra. Nou bezorra beteken juist dit. Hoor nou mooi. Dis die woord wat gebruik is op daardie stadium toe Jesaja hierdie dinge verklaar. Toe sê hy, bezorra is eintlik, dis die einde van die oorlog. Dis die einde van die verdrukking, want die verlossing het nou gekom. Kom ek sê vir u vandag kerk, die woordjie bezorra wat in Jesaja gebruik word, wil ek hê jy moet weet, kan jou lewe verander in 'n oomblikse tyd. Wat sê bezorra? Bezorra sê, die einde van die oorlog is nou daar. Hy sê, dit is die einde van die verdrukking en die verlossing het nou gekom. Dis wat Jesaja met die profetiese woord uitspel 700 jaar voor Jesus se komse. Toe sê hy, ek wil hê julle moet weet, bezorra, daar is iets wat kom, wat die einde van die oorlog gaan gee, en wat die einde van die verdrukking gaan gee, en die verlossing is op hande vir julle. Halleluja. In die Grieks, in die Nuwe Testament, is die woordjie evangelion, wat beteken dan goeie nuus en goeie tyding. Nou luister nou mooi. Dit is juis in Lukas 2, wat hierdie verklaar is. En ek wil hê, u moet nou gou lees, ek gaan vir u lees, en u kan dit net volg, of net luister. Nou sê die Bybel so, en die engel van God sê vir hulle, julle moet nou nie meer vrees en bang word nie. Want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding. Wat sê hy eintlik? Hy sê, ek bring vir julle 'n evangelion.
'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk gaan wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, wat die Christus die Here is. En die teken is, julle gaan 'n kindjie vind, wat in doeke toegedraai is, en wat in 'n krib lê. En skielik was saam met die engel 'n menigte van julle hemelse leerskare, wat God geprys het. Weet jy waarvoor het hulle God geprys? Juis oor dieselfde deel wat Jesaja gepraat het om dit in vervulling te bring. 700 jaar later, toe kom die evangelion, en Jesaja sê, daar gaan 'n tyd aanbreek, dat julle verlossing gaan kom, dat julle in die bezorra gaan staan, dat die oorlog gaan ophou, dat julle verlossing gaan kom, en dan sê hy, en dit gaan vir julle die evangelion bring, en die evangelion sê weer eens, daar's goeie nuus, en daar's 'n goeie tyding vir die kerk van die Here. Sê amen as jy dit glo. Jy sien, in die Romeinse tyd was daar elke jaar Julius Caesar se verjaarsdag gevier. Hoor nou baie mooi, waar kom dit eintlik vandaan, wanneer hierdie engel die aankondiging maak? Nou, u moet onthou dat Julius Caesar het gelewe, omtrent 100 voor Christus is hy gebore, en hy's 44 voor Christus is hy doodgemaak, deur sy eie mense. Tot sy eie seun was betrokke om hom dood te maak. Dit is on bad. Maar hy kom in daai deel, wanneer hulle staan hierin, en die volgende wat gebeur is, hy was toe nou omtrent 66 jaar oud toe hy sterf. Maar hy het seker gemaak, Julius Caesar, onthou nou, dis net voor Jesus se geboorte. Nou kom hy, en dan kondig hy aan, en sy aankondiging was dit, julle sal my nie vergeet as ek dood is nie. Julle sal 'n bezorra hou. En elke jaar sal julle die evangelion doen, en julle sal dit vier oor die wêreld, laat die wêreld kan kennis neem, dat Julius Caesar is nie vergeet nie. So die instelling van die evangelion was eintlik deur Caesar gewees. Julius Caesar het dit gesê, hy het hierdie deel gesê, julle moet die evangelion hou. Julle moet sê, dis 'n goeie tyding, dis goeie nuus, dat julle moet nie vergeet nie, dat ek, Julius Caesar, gelewe het. Luister geliefde, ek wil jou hê, hulle wil hê, jy moet 'n evangelion hê. Hulle wil hê, jy moet onthou, die goeie nuus wat hierdie ouens gebring het. Julius Caesar het goeie nuus en 'n goeie tyding, en hy sê, julle sal my nie vergeet nie, op my verjaarsdag sal julle 'n evangelion hou. Hoor nou mooi, dis presies wat die engele in Lukas 2 toe doen. Weet jy wat maak hulle? Hulle sê, vergeet vir Julius Caesar, ons het nou vir julle 'n evangelion. En hulle bring 'n tyding, en hulle maak 'n aankondiging van die koning van die konings, en die Here van die leerskare sê amen. Evangelion het gekom deur die engele van God, toe hulle 'n aankondiging maak en sê, man, julle wil dit hou vir Julius Caesar, hy wil nie hê julle moet hom vergeet nie, maar ek wil hê julle moet weet, hier het iets niets gekom, sy naam is Jesus, die zaligmaker, en hy het gekom vir die evangelion, hy het 'n goeie nuus en 'n goeie tyding vir sy kerk en vir sy mense gebring, halleluja. Luister kerk, laat ek net weer vir u sê, ek en jy, dank God man, we ain't got bad news. Toe ek nou die dag by 'n dokter sit, en sy profeteer hier oor my vrou, al die valshede, sê ek, sê vir my, weet jy iets van die evangelie? Jesus, maar sy sak haar kopie net so. Ja.
Sê, jy weet nog niks? Prys die Here. Kom ek sê vir jou, luister, vir die kerk van die Here, it's good news. It's good news. Halleluja. Luister, ek wil sê, die nuus wat gebring is uit die evangelion van die engele, het ons begin te glo as kerk, sê amen. En weet jy, ek en jy het dit aangeneem, en wie dit aangeneem, sê amen. Ons het dit aangeneem, en weet jy wat, dit het ons lewens verander. Sonder die evangelione van Jesus Christus is daar geen goeie nuus nie, is net aan hom wat daar oorwinning en krag en heerlikheid lê, want hy is Here, en as jy dit glo, gee die Here eer in hierdie plek. Come on, kerk, halleluja. Prys die Here. Jesus brei die goeie tyding vir ons nog verder uit. Nie net dat hy gebore is, laat die engele dit aankondig nie. Maar weet jy, ek kry dit in die 6de kruiswoord, daar 7 kruiswoorde. Ek gaan nou nie oor hulle almal praat nie, maar die 6de kruiswoord, toe bevestig hy eintlik hierdie evangelion. En weet jy wat sê hy? Toe hy dit uitroep aan die kruis, toe sê hy, dit is volbring. Tetelestai. It is finished. Met ander woorde, dit wat julle verwag het, dit wat Jesaja van geskryf het, hy het gepraat van 'n evangelion, hy het gepraat van 'n goeie tyding en goeie nuus, maar ek wil hê julle moet weet, dat hierdie goeie nuus is nou vervul in Christus Jesus, en hy gebruik dieselfde deel wat Jesaja gebruik het, om vir die kerk 'n aankondiging te maak, en te sê, nou het daar 'n evangelion gekom, vir die kerk van die Here. Die goeie nuus behoort aan jou en aan my. Halleluja. Amen. Luister kerk, kom ek sê vir u. Die ou digter het dit so gesê, hy sê, the old account was settled long ago. The old account was settled. My records are clear today. For Jesus has washed my sins away. Halleluja. O, prys die Here. Weet jy wat, as ek kyk na die tafel vanmôre, wil ek vir jou sê, hierdie is die handtekening van God en die stempel op God se seën wat hy vir jou en my gegee het. Amen. Luister, die kontrak wat hy aangegaan het met jou en met my, sê hierdie tafel vanmôre, dat jy is vrygespreek deur Jesus bloed. Hy sê, tetelestai, dit is nou volbring, en dan sê hy, dis bezorra, want bezorra sê, die oorwinning het nou gekom, en die oorlog is gewen. Ek sê die oorlog wat ek en jy moes stry, kerk van die Here, danksy die Here, is nou gewen, is nou oorwin in die naam van die Here. Jy sien wat belangrik is, jou antwoord en jou oplossing, hoor wat ek sê. Luister, lê nie iewers in die toekoms dat God gaan help nie. Kan ek jou net reg help? Dit lê hier in die verlede. Hy het klaar gehelp. Hy het klaar onderneem. En hy was reeds daar om jou en my uit te lig. Dit kom nie nog nie. Ek wil vir jou sê, dis klaar gedoen deur die bezorra. Die oorlog is gewen. En die evangelion, die goeie nuus, het nou gekom.